Verlede week op Dinsdag 5 November het duisende mense, daar is sprake van so ongeveer 10.000 mense, almal geklee in oranje, deelgeneem aan 'n protesoptog teen die Bella-wet. Hoekom glimlag ek soos ek sê, almal geklee in oranje? Ek sit hier in Amsterdam, Nederland, en dit vir my so 'n oombliekie gelyk na die gekte, die oranje gekte wat ons so af en toe hier in Nederland sien, die duisende mense geklee in die pragtige, mooi, helder oranje. Deelgeneem aan 'n protesoptog teen die Bella-wet was dit natuurlik geweest. Die Bella-wet is al deur die parlement goedgekeur, is al deur die president onderteken, en ek vermoed dus dat hierdie protesaksie waarskynlik die laaste aksie sal wees voordat daar deur die president en die regering van nasionale eenheid uiteindelik finale en absolute besluite wat betref die wetgewing geneem sal moet word. Dit is 'n besluit wat 'n groot invloed sal hê op die toekoms van ons taal, op die toekoms van Afrikaans. Callie Kriel, die uitvoerende hoof van AfriForum, het die protesoptog as 'n historiese dag beskrywe, die grootste optog van Afrikaans sprekendes sedert 1994, sê Callie. En hy sê ook mense is kwaad, en hulle het vandag hierheen gekom om dit te wys, 'n wet wat Afrikaanse skole teiken en ons kulturele voortbestaan bedreig. Het hulle kwaad gemaak. Ek gesels met Leon Fourie, die uitvoerende hoof van Solidariteit se skole ondersteuningssentrum. Leon, baie welkom by die program. Baie dankie, Johan. Nou, net voor ons gesels, Afrikaans ken natuurlik ook sy vriende, en ek het nou so pas 5 minute voor hierdie gesprek het ek weer een van daai videoetjies gekry wat jy so op WhatsApp kry op sosiale media. Wat hulle sê hulle is toegang geweier om vandag hier te wees. Gayton Toe sê ek vir hulle, hou my bier, sy ek kom stem nou. uitspreek vir Stuur ek 'n boodskap, toe sê Ek wil graag hierdie hulle videoetjie net vir ons luisteraars uitspeel en dan gaan ons begin te gesels. So, kom ons luister eers na die stem van vriend van Afrikaans, Gayton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur in die regering van Nasionale Eenheid. Ons luister. Eerstens het ek 'n brief gekry van die AfriForum en Solidariteit wat hulle sê hulle is toegang geweier om vandag hier te wees. Toe sê ek vir hulle, hou my bier, ek kom nou. En toe stuur ek 'n boodskap, toe sê ek, hulle sal hier wees vandag. So my hart is bly laat die mense vandag hulle konstitusionele reg uitgeoefen het om te kan protesteer oor iets wat daaroor ontevredenheid is. Tweedens wil ek sê, mense is bang om te sê ek staan vir Afrikaans en ek sal nie toelaat dat my kind in 'n ander taal onderrig word nie. Elke taal is belangrik. Geen taal is belangrik as die ander enetjie nie. Dit Afrikaans is baie belangrik. En ons moenie skaam is om te sê nie dat ons staan vir Afrikaans. Ons gaan die Bella-bil beklei, die aspekte wat ons ontevrede is. Maar ek wil ook dankie sê vir president Cyril Ramaphosa dat hy geluister het. Jy verstaan jy, ons moenie dit oorkykie. Die president het geluister en vir dit wil ek sê baie dankie. Ons is hier, ons gaan die geveg wen. Dit is Gayton McKenzie, hy maak sy stem dik vir Afrikaans. Leon, 10.000 mense, 'n vloed van oranje. Vertel my van die dag en veral van die impak wat dit alles gemaak het volgens jou. Johan, die massaprotesoptog is deel van 'n groter proses van onderhandeling met die regering. Dit was 'n wonderlike belewenis geweest om te sien dat daar so baie mense so sterk voel oor Afrikaans en ook die partyleiers wat daar was, dat hulle ook saam met ons so sterk voel. Hulle het saam met ons gestap in hierdie protesoptog. Dit was 'n vreedsame optog. Mense, kom ons sê die Afrikaanse gemeenskap is nie dis nie iets wat eintlik natuurlik kom nie. Dit is nie iets wat kom ons sê ons gemeenskap sommer maklik doen nie. So gegee dit, die feit dat daar so baie mense was, dink ek 'n baie sterk boodskap oorgedra. So dit was ook maar 'n deel van hierdie dag was die rede daarvoor was om 'n sterk boodskap aan die regering oor te dra. Om te sê dat ons gaan nie toelaat dat ons skole eenvoudig net verengels word en dat dit eintlik maar in staatsskole verval, soos wat ons in die vorige bedeling gehad het. Ja, wat is die, buite die feit dat daar bewussyn geskep word en dat die aandag weer eens gevestig word op hierdie wetgewing, wat is daar wat
konkreet kan gebeur? Wat is 'n realistiese uitkomste van hierdie argument, hierdie diskussie? Wat kan Ramaphosa doen in die werklikheid? Die wet terugtrek, herformuleer, wat is die hoop? Wel Johan, die hoop is dat ons by die ou formulering kan bly en dat daar moontlike regulasies geskep kan word. Hoe ons vorentoe kan gaan. Die baie van die ANC politici wil graag hê die wet moet soos wat hy nou in hierdie Bella wetgewing, konsepwetgewing, artikels 4 en 5 daarvan, soos wat dit geformuleer is, dat dit eenvoudig net so deurgaan. Die probleem daarmee is dat jy eintlik 'n gelaaide geweer vir 'n politikus wat Afrikaans verafskuw. En hulle jy gee vir daai politikus die vermoë om skole eenvoudig te verengels of tweetalig te maak, dubbel medium of parallel medium te maak. Maar dit is baie duidelik uit die geskiedenis, die onlangse geskiedenis van selfs net die laaste 10 jaar, dat die skole wat verengels of 'n dubbel medium of parallel medium word, grootendeels totaal verengels. En dit is iets wat ons by al hierdie skole sien. Dit is nie asof die skole enige ander inheemse taal aanneem nie. Dit is eenvoudig net Engels en dit word enkel medium Engels. So dit is die groot probleem wat ons op hierdie stadium daarmee sien. Ja. Leon, ek moet dit nou as eerste sê. Afrikaans is my hart. Afrikaans is my siel. Afrikaans is die totaliteit van my identiteit. Afrikaans is werklik waar die liefde in my. Ek is baie, baie lief vir my taal. Maar wat is werklik objektief gesien ons objektiewe debat hier? Gaan ons daarvan uit, sê ons in wese dat daar is 'n kwaadwillige aksie van 'n minister wat gekant is teen Afrikaans, of is daar ook 'n redelike kans dat daar 'n minister is wat sê, wel, ek moet sorg dat alle kinders in Suid-Afrika gelyke toegang tot onderwys kan kry? So my vraag is, hoe redelik of onredelik is ons argument? Hoe haalbaar is ons argument? Gesien die gegewe dat 80%, 90%, 95% van die land se bevolking nie Afrikaans sprekend is nie. Ja, Johan, hierdie argument strek baie wyer as net Afrikaans. In die aard van die saak gaan dit vir ons oor Afrikaans, maar dit gaan oor 'n regering wat nie erns maak met moedertaalonderrig nie. Nou daar's baie navorsing oor die wêreld gedoen rondom moedertaalonderrig. Dit is die beste vorm van onderrig wat 'n kind kan kry. Dit is opvoedkundig regverdigbaar. Kinders presteer beter as hulle in hulle moedertaal onderrig word. En alhoewel ons dit sien as 'n aanval op Afrikaanse skole, want politici sê dit vir ons. In Gauteng is die politici baie duidelik daaroor. Strek dit eintlik baie wyer oor 'n regering wat nie erns maak met moedertaalonderrig nie. En dit lê eintlik in die hart van hierdie ding, wat eintlik 'n baie wyer weg is as net Afrikaans. Ja. Die aard van die saak is Afrikaans vir ons belangrik, want Afrikaans kan ook gepaard met 'n sekere kultuuroordrag en waardeoordrag. Op die ou ende met die onderhandeling met die regering gaan dit nie daaroor gaan nie, dit gaan eenvoudig gaan oor die bevordering van moedertaalonderrig. Ja, ek hoor presies wat jy sê, en weer eens, ek voer die argument in veg vir Afrikaans op ons skole. Laat ek dit weer eens baie vanuit my emosie, vanuit myself, vanuit my eie identiteit veg ek sonder twyfel vir my taal. En ek glo ook met jou saam, en die wetenskappers sê dit ook vir ons, dat moedertaalonderrig is gewoon die mees voordelige vir die kind. Daar is geen twyfel daaromtrent nie, en ek dink ons almal stem daarmee saam. Die lastigheid wat in my kop lewe is die vraag nie net van wat doen die regering ten opsigte van moedertaalonderrig nie, die vraag meer is wat kan die regering op 'n redelike manier doen ten opsigte van moedertaalonderrig? Wat sal dit verg vir ons om by die punt te kan kom waar daar werklik waar sprake is van moedertaalonderrig in Suid-Afrika, en is dit maakbaar? Ja, Johan, dit is nie 'n eenvoudige antwoord nie, want daar's 'n hele ekosisteem wat daarmee saamgaan. Dit gaan rondom om 'n taal te ontwikkel.
So dit is die eerste punt. Jy het universiteit nodig, jy het die ontwikkeling van 'n taal nodig. Dan het jy onderwysers nodig wat in hulle eie taal kan skool gee en self so onderrig word. So ek dink as 'n mens ten minste net by daai twee goed kan vas staan vir eers. Te sê maar goed, hoe gaan 'n mens dit regkry? Dit gaan op hierdie stadium gaan dit eerder oor die wil van die regering om dit te kan doen en dit te wil doen. Dan kan 'n mens aan die praktiese goed toe gaan. Te sê maar goed, hoe sal hierdie ekostelsel moet lyk? Jy sal moet sekere ontwikkeling van tale hê. Ek weet Zulu is tot 'n mate ontwikkel, maar daar word baie ontwikkelingswerk met Zulu. Die onderwysers, daar waar hulle opgelei word. Ek dink dit is van die twee groot brandpunte wat aangespreek moet word om dit te kan regkry. Ek dink die res van die stelsel sal dit kan akkommodeer as jy op 'n sekere ouderdom ten minste in 'n moedertaalonderrig kan skool gaan en die inhoud ook wat genereer word. Beweeg ons al nader na die regte antwoord toe. Maar ja, Johan, dit is nie 'n eenvoudige ding nie, want ek moet sê byvoorbeeld Afrikaans is al baie verder gevorder as al die ander tale. Ja. So dit is 'n akademiese taal, dit is 'n taal waarin jy kan Dis juist as ek Leon, as ek jou hier mag onderbreek, dis juist die punt waarna ek self ook dink, is dat ons is baie trots op die gegewe dat Afrikaans en petjie af vir Afrikaans dat ons onsself tot akademiese taal kon ontwikkel het. 'n Pragtige gegewe vir so 'n jong taal. Die feit van die saak is egter, en ek is nie 'n wetenskapper nie, help my reg as ek dit verkeerd sê, is dat die Afrika-tale in Suid-Afrika is nog nie tot akademiese tale ontwikkel nie. Ek hoop ek sê dit reg. Ek sê dit miskien op 'n baie lomp manier. Dus die tale self, die stand van die ontwikkeling van die taal self, laat hom nie of voldoen nie aan die vereistes nie. Dus my vraag gaan nie oor die emosie wat ons het in ons hart nie. Dit gaan oor hoe redelik is dit in die groter prentjie. Die res van Afrika het byvoorbeeld die keuse gemaak vir Engels. Ek neem aan ook omdat die verskillende onderskeie Afrika-tale nog nie ryp genoeg is, ontwikkel genoeg is om gebruik te kan word as akademiese tale nie. So die punt waarheen ek gaan is in hoe mate is hierdie vir ons 'n emosionele debat wat ons met hart en met passie voer, maar is die werklikheid net anders en is die werklikheid nie gerieflik vir ons nie, om dit nou maar op 'n mooi manier te probeer sê. Ja, dit is 'n goeie vraag. Kyk, ek wil net eers dit noem en daar is projekte byvoorbeeld in die Oos-Kaap wat hulle isiXhosa skole ten minste vir die laerskoolgedeelte het hulle van daai skole toe oorgeskakel na isiXhosa toe en daardie kinders presteer almal baie beter. So dis 'n baie groot sukses daardie projek. Wat Afrikaans vir ons beteken is daar's 'n baie groot mate van emosie by betrokke. Want dit is 'n taal waarin ons dink, slaap, eet en waar ons Bybel lees. Dis ons volksidentiteit. Dit het 'n baie sterk konnotasie daarmee. Dit gaan nie net oor taalbehoud nie, dit gaan oor die hele ding van tradisie en alles wat daarmee gepaard gaan. So om te sê dit hierdie is net 'n taalgeveg is nie akkuraat nie. Daar wel 'n baie groter probleem is met moedertaalonderrig en dit is hoe mense dit gaan aanspreek is so. Maar ja, dis ongetwyfeld dat daar baie sterk emosie by betrokke is. Ja, nee, dit gaan oor die behoud van ons kultuur. Dit gaan oor die behoud van ons identiteit. En daarvoor veg ek net so hard as wat jy daarvoor veg. Ek probeer net vir myself die redelike en rasionele antwoorde te gee. Nie net vir nou nie, maar ook vir die toekoms. En my vraag is, hoe gaan ons hiermee om? Wat is ons argument? Nommer 1. En wat is die teenargument? Nie wat ons en as ons vir 'n oomblik net hulle hou nie van ons taal nie of hulle probeer Afrikaans doodmaak. As ons daai stukkie net vir 'n oomblik kan weghaal, wat is die rasionele argument volgens die regering en wat is ons rasionele argument en hoe plaas ons hierdie argumente? Hoe vind ons 'n oplossing tussen hierdie twee argumente? Ja, so as jy op enige manier 'n kultuurbehoud wil hê, byvoorbeeld kom ons sê Zulu kultuur. So dit strek baie dieper. Dit gaan oor kulturele groepe in Suid-Afrika. Dan moet 'n mens daardie argument voer dat
ons het 'n daar's 'n diverse kultuur. Dit is eintlik 'n kultuurryke omgewing wat Suid-Afrika is. En met 'n staat wat gesê het ons is 'n eenheid in ons diversiteit. Is dit eintlik as jy nou na die kern van die hele argumente gaan dit daaroor. Dat die regering moet erns maak ook met kulturele groepe. Nie net Afrikaans of die Afrikaner gemeenskap of wie ook al dit is nie. Met al die verskillende gemeenskappe. Moet die regering erns maak met hierdie kulturele ryke tradisie wat in Suid-Afrika is. So ek dink deel van hierdie groter ding, dit gaan oor moedertaalonderrig, maar dit gaan ook oor hierdie kulturele diversiteit wat eintlik 'n reuse rykdom is binne in Suid-Afrika. En wat almal hierdie spasie eintlik gegee moet word. Wil so kan uitleef. Wat kan ons as Afrikaners doen om by te dra tot die oplossing? En die oplossing op die uiteinde is moedertaalonderrig. Maar dit het te maak met die ontwikkeling van die tale. Aan die een kant, dit het ook te maak eenvoudig net met geld. Fondse, die beskikbaarheid van geld en die versprei, hoe allokeer ons daai fondse aan verskillende taal- en kulturele groepe? Wat kan ons doen? Van ons kant af. Wat kan ons doen om die konsep, die gedagte van moedertaalonderrig te ontwikkel, te laat groei en moontlik te maak in Suid-Afrika? Johan, ek dink die belangrikste ding is om hierdie gesprek te begin. Daar was op 'n stadium sprake van 'n nasionale debat, om aan daardie nasionale debat deel te neem. Ek kan nou vir jou dalk 'n paar goed noem wat 'n mens kan doen om brûe te bou en om te help om strukture in plek te sit en strategieë in plek te sit. Op die ou ende gaan dit van 'n gemeenskap self afhang. Dit is baie sterk ons uitgangspunt ook in die groter solidariteitsbeweging is gemeenskappe moet in staat gestel word. So op daardie vlak kan ons betrokke wees en ons kan saamwerk om sekere planne op die tafel te sit, maar ek dink die heel belangrikste op hierdie stadium is dat daar moet 'n nasionale dialoog wees, daar moet debat gevoer word, daar moet met mekaar gepraat word. Op hierdie manier beweeg 'n mens dan vorentoe. Want as jy net 'n groepering kry wat teen 'n ander een regeer en jy het geen inspraak nie, dan kom jy in hierdie moeilike situasies wat 'n mens nie eintlik waar dan nie antwoorde of oplossings is nie. Ja. Ek dink van die Afrikaanse gemeenskap af is daar baie antwoorde, selfs om skole te bou. Daar's 'n paar skole wat aangebied het om skole te bou, gee ons net 'n sekere autonomie om Afrikaans te kan bly, wat ek dink 'n basiese mensereg is. Maar die mense is bereid om saam te werk. En ek dink 'n mens kan nou ingaan, soos ek nou gesê het, in 'n klomp praktiese voorbeelde in, maar ek dink dis die belangrikste deel op hierdie stadium. Wat hierdie aanslag teen Afrikaans betref en rondom hierdie wet, dit gaan nie nou stop nadat die onderhandelinge verby is nie, dis aanhoudend. Maar ek dink dis belangrik om mylpale vas te slaan, om te sê ons werk met 'n proses om by 'n antwoord uit te kom. En ek dink ek dink op hierdie stadium is dis die belangrikste ding om nou reg te kry. Ja, hier is my laaste vraag aan jou, dan moet ons afsluit, ons is uit tyd uit. Jy het nou die woord gebruik, die aanslag teen Afrikaans. Ek weer eens agiteer net so vir die behoud van Afrikaans as wat jy. Ek is net so 'n Afrikaner as wat jy is. Daar's geen verskil tussen hoe ek voel oor my taal en hoe jy voel oor jou taal nie. Maar hoe argumenteer ons die aanslag teen Afrikaans binne die groter konteks van die groter en breë Suid-Afrika en die morele verpligtinge wat die regering van nasionale eenheid het ten opsigte van al Suid-Afrika se taalgroepe? Johan, ja, om dit te antwoord, ek dink daar's twee baie belangrike goed. Ek dink die heel eerste ene is dat die skole wat soos ek nou genoem het, is daar's omtrent 20% van Afrikaanse skole wat voorheen totaal Afrikaans was, het totaal vir Engels. So ons kan dit nou gebruik in terme van statistiek. So ons kan nou presies sien wat gebeur indien die regering 'n skool begin vir Engels.
So dit is een argument. Die ander argument is veral in Gauteng, die uitsprake wat die politici maak, dat hulle sê, hulle is bekommerd oor die disfunksionele skole, maar hulle het 'n wrok teenoor die Afrikaanse skole, die goed presterende Afrikaanse skole. Dit is vir hulle 'n groter probleem, die goed presterende Afrikaanse skole as wat hierdie disfunksionele skole verlei. Ja. Hulle tel die dae af totdat hulle die beheer het oor 'n taal- en toelatingsbeleid. Hulle maak uitsprake wat absoluut teen Afrikaanse skole gaan. En so dit is hoekom ons die argument gebruik om te sê maar dit is 'n aanval op Afrikaanse skole. Dit is nie ongegrond nie, dit is politici wat die uitsprake maak. Ja, laaste vraagie, Leon, wat is die beste wat nou kan gebeur? En as ek weer eens sê, dan baseer ek dit nie net op wat ek graag wil hê moet gebeur in my hart nie, maar wat is die meeste wat ons nou kan bereik? Binne werklikbaar objektief reële moontlikhede. Ek dink objektief, en dit is baie moontlik, alhoewel die ANC se werksgroepe terugdruk daarop, is om die wetgewing soos wat hy was, wat grondwetlik getoets is, rondom daardie taal- en toelatingsklausules, om dit te hou soos wat dit was. En dan om Mag ek net vra, wat beteken dit, as jy net vir my kan kwalifiseer, wat beteken dit te hou soos dit was, wat beteken dit? Dit is die 1996 bewoording van die Suid-Afrikaanse skolewet. Ja. Om daardie bewoording so te hou, en dan te gaan kyk na regulasies wat redelik implementeerbaar is. Wat alle taalgroepe beskerm, die Afrikaanse taalgroep ook, die Afrikaanse gemeenskap ook. So ek dink dit is 'n moontlikheid. Hierdie onderhandelinge is nou nog aan die gang. Dit sal nog omtrent 'n maand wees. Of dan moet daar 'n finale uitslag wees. Maar ek dink dit is die redelike ding op hierdie stadium. Om dit onbepaald uit te stel, maar om hierdie nasionale dialoog oor onderwys voor te sit met die regering van al die gemeenskapsorganisasies se kant af, saam met die regering. Ja, stem jy met my saam ten slotte dat hierdie is 'n geveg wat ons nog vir die volgende 100 jaar sal moet uitveg? Heel waarskynlik, hopelik nie so lank nie, maar en ek dink as Suid-Afrika met 'n meer gematigde regering op hierdie stadium raak hierdie goed al hoe meer haalbaar. Ja. Leon Fourie, uitvoerende hoof van Solidariteit se skole ondersteuningssentrum, baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir hierdie gesprek. Ek hoop ons kom sommer gou by mekaar. Baie dankie, Johan.